En wie het ons preekreeks geniet wat klaargemaak het verlede week? Dit was nogal 'n challenge, nee? Maar ek weet julle ouens like challenges, amen? Amen? Ons is nie bang vir die woord nie, amen? Wie van julle is bang vir die woord? Soms. Ons is net bang vir die woord as hy iets sê waarvan ons nie hou nie, nee? Amen? Ok, ek wil hê na iemand daar by jou draai en kyk vir hulle en sê vir hulle, vanoggend, gaan Koos jou omkrap. Amen. Prys die Here. Nou ja, vanoggend se diens se tema vir die ouens wat notes vat, as jy 'n tema soek vir jou diens vanoggend, is dit ek, my emosies, of is dit die Heilige Gees? Met ander woorde, wanneer ek reageer in 'n situasie, is dit die Heilige Gees, of is dit my emosies? Hoe weet ek wanneer iets gebeur, of dit die Heilige Gees is, en of ek emosioneel optree? Of dit is as gevolg van 'n ervaring, of as gevolg van iets wat al gebeur het, en nou het iemand die regte button gedruk, toe gaan die trigger af, amen, en almal hardloop, want hoekom? Die popoy die fan getref, amen, en het spat die wêreld vol. Wanneer dit kom by die Heilige Gees, is daar iets wat jy moet verstaan, dat die Heilige Gees, wanneer dit hy is wat deur jou praat, en nie jou emosies nie, wanneer die Heilige Gees deur jou praat, gaan mense om jou radikaal geïmpakteer word. Amen. Wanneer jou emosies deur jou praat, gaan mense om jou radikaal geïmpakteer word. Die een gaan 'n positiewe uitwerking hê, en die ander een gaan 'n negatiewe uitwerking hê. Amen. Want wanneer ek en jy emosioneel raak, die eerste reaksie wat mense het, veral as jy geneig is om dit baie te doen, die eerste reaksie wat mense het is, hier gaan ons alweer. Amen. Is ek reg? Dis van die mans wat net so sit, hy wil nie smile nie, hy weet, as ek nou iets sê, dis die verkeerde moment. Dis van die vrouens van, ek is met hom getroud. Maar wanneer die Heilige Gees deur ons praat, bring dit 'n les wat lewens verander, al is dit nie 'n maklike les nie. Ons hoor 'n waarheid wat die leuen in ons challenge, al maak dit seer, want ons het so lank aan daai leuen vasgehou, maar die vrymaking verrig wonders. Amen. Die Bybel leer ons, Galasiërs sê, ons moet deur die Heilige Gees gelei word, nie deur ons vlees nie. My en jou emosies is 'n swak leier. Amen. Wie het al agtergekom, wanneer jy te vinnig sê, praat, raak jy partymal spyt oor wat uitgekom het. Want dis deel van emosie, is 'n swak leier. Met ander woorde, hoekom sê ek is 'n swak leier? Die voorbeeld wat jou mond vir jou gaan stel, is nie altyd goed nie. Want jou mond gaan vir ons leer wat lê in jou hart. Dis mos wat die Bybel sê. Die mond loop oor waarvan die hart vol is. Amen. So die goed wat jy kwytraak is goed wat jy heeldag aan tyd spandeer. Dis wat in jou hart is, dis wat jy dink, dis wat jy bedink. Amen. Hier kom ons in Matteus, en Jesus is aan die woord, en hy is besig met sy disippels. Ek wil net daai fan gaan maak, dat ek baie blaai, en terugblaai. So grand vir menopause vir jou, dat is hy. Mans het ook menopause, dis wanneer jy 'n middagslaapie vat. Jy gaan rus net bietjie. Amen. Men take a pause. In Matteus 16 is Jesus aan die woord. Ek gaan my stoel kry, want ek het baie om te sê vandag. Mag ek maar sit? Amen. Ek is nie gewoond 'n pastoor sit nie, wel. Prys die Here. In Matteus 16, sê bietjie Matteus 16. Sê hard, Matteus 16. So as jy môre sukkel om te onthou, dan gaan jy onthou Matteus 16. Amen. In Matteus 16 is Jesus aan die woord met sy disippels. Nou gesels hy bietjie met sy disippels, en hulle kom nou net van een plek af, en hy begin hierso met hierdie vraag. Vers 13 sê, now when Jesus went into the region of Philippi, he asked his disciples, who do people say that the Son of Man is?
Wie sê vir sy disippels? Wie sê die mense is ek? Julle het nou gehoor mense praat oor my. Wie sê die mense is ek? Wie sê die mense, as mense van my praat, wat sê hulle van my? Amen. Dis wat Jesus hulle vra, hulle antwoord hom. And they answered, some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. So die mense sê, okay, die karakter wat ons in Jesus sien, hoe hy beweeg, wat hy doen, laat hulle dink aan 'n profeet. Amen, want al daai name, Johannes die Doper, Jeremia, Elia, almal is profete. En hulle sê daar, you speak like one of the prophets. Met ander woorde, die gesag, die woorde waarmee hy praat, weet hulle kom van God af. Amen. Dis goddelike openbaring. Mense erken die taal van God as dit uit jou mond uitkom. Hoor mooi. Mense weet wanneer dit jy is wat praat en wanneer dit God is wat praat. Amen. Mense, hoekom? Want wanneer dit God is wat deur jou praat, kom daar 'n geestelike autoriteit wat jy nie gevra het nie. Maar dit bring verandering. Dit praat deur die harte van mure, dit praat deur die maskers van mense se gesigte. Dis wanneer jy praat en die walls wat mense gebou het breek. En hulle kan hulle harte oopmaak vir God. Amen. Dis wanneer iemand iets sê en skielik gaan 'n liggie aan. Jy kry daai aha moment. Nee? Ding. Hey? Disipelskapskool. Jy moet baie braaf wees om disipelskapskool te doen. Hy wat daar praat is erg hoor. Hulle het by my kom skinder oor. Amen. Nee, stoel is aan my pad voor. Gaan. Amen. Ek wil besig wees. And they answered, some say John the Baptist, others say Elijah, others say Jeremiah, or one of the prophets. He said to them, but who do you yourself say who I am? En dis my vraag vanoggend. Ons almal het al van Jesus gehoor. As iemand vir jou moet vra, wie is Jesus? Vir jou, wat gaan jy antwoord? Vat 'n moment, dink daar. Wie is hy vir jou? Is hy 'n Bybelstorie? Is hy 'n kinderkerkstorie? Is dit meer? Is dit 'n geleentheidsstorie? Hy sal my eendag red, hy sal eendag na my kyk, hy sal my eendag gesond maak. Is dit 'n geleentheidsstorie? Of is hy 'n persoonlike redder? 'n persoonlike God? 'n persoonlike vriend noem die Bybel. Wie is hy vir jou? Want dit bepaal alles hoe ek en jy in ons lewe besluite gaan neem. En ek gaan vir julle wys. En ek gaan vir jou wys hoe gevaarlik is jou emosies wanneer dit kom by wat die Heilige Gees in jou lewe kan doen. Sê 'n bietjie hardop, my emosies is my eie briek vir wat God wil doen. Amen. Who do you yourself say who I am? Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. Then Jesus answered him, blessed, happy, fortunate, to be envied are you, Simon Bar-Jonah. For flesh and blood have not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Sien, sit vir my daai lig aan asseblief. But my Father who is in heaven. Maar hier kom hy vra, wie sê julle is ek? En Petrus sê, U is Jesus Christus, die Seun van die lewende God. En Jesus sê vir hom, vlees en bloed kon nie hierdie aan jou openbaar nie. Net die Heilige Gees kon. Hierdie wat jy nou sê is 'n Heilige Gees openbaring. Amen. Met ander woorde, Jesus het geweet daai moment toe Petrus praat, dis nie iets wat op homself uitkom nie, dis nie iets wat hy kon bedink nie, dis nie iets wat hy vooraf beplan het nie. Toe hy hom konfronteer, toe openbaar Petrus wat God aan hom openbaar. En hy sê, U is die Christus. U is die verlosser. U is die een wat kom vir die mensdom.
En hy sê, geen vlees en bloed kan dit op jou openbaar. Hy sê, niks uit die mensheid kon dit aan jou openbaar nie. Dis nie iets wat thumbsak is nie. Dis goddelike openbaring. Amen. En dis waar hoe ek en jy moet operate, is in goddelike openbaring. Jou verhouding met die Heilige Gees gaan bepaal hoe maklik jy wandel in goddelike openbaring, of hoe meer jy gaan staat maak op die ervaring van gevoelens. Want ongelukkig in baie kerke maak mense staat op die ervaring van gevoelens. Dis wanneer mense sê, ag, ek ken hierdie, ek het dit al gehoor, ek het dit al gevoel. Anderswoorde, binne-in is dit klaar weer dood. Hulle maak staat op die vorige ervaring, die ou manna, die ou brood. Hulle kom nie met 'n nuwe begeerte, met 'n nuwe behoefte om van God af iets te kry nie. Kom klaar met 'n vooropgestelde idee wat hulle wil hê, wat hulle wil hoor en hoe dit moet wees, en as dit nie volgens hulle wil gaan nie, dan is hulle ongelukkig. Maar kom ek en jy om te hoor wat die Heilige Gees vir ons wil sê. Leef ek en jy ons lewe honger vir die waarhede van die koninkryk, dat dit ons lewe impakteer. Want God se woord in jou lewe gaan verandering bring. Hier's baie van julle, ons kom nou al 'n paar jaar saam. En as ek kan sê, ek wil nie die woord trots in 'n lelike bewy gebruik nie, maar in 'n mooi manier, ek is trots om te sien waar jy vandaan kom en waar jy vandag is. Want jy het toegelaat dat God verandering bring. Van julle is 'n korter tydjie by ons, ander julle is 'n langer tyd al by ons. But change has come. Hoekom? Want laat 'n dag gekom wat jy vir jouself gesê het, dit kan nie so aanhou nie. Amen. Jy het agtergekom godsdiens werk nie. Jy het God nodig. Kerk speel werk nie. Ons het mekaar nodig. En wanneer ons in daai in beweeg, dan verander dinge. Amen. The Son of the living God. Then Jesus answered him, Blessed, happy, and to be envied are you, Simon Bar-Jonah. For flesh and blood have not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Hier kom Jesus en hy gee hom erkenning. Imagine is dit. Imagine Grant, die Here kom self nie uit, hy sê vir jou, Grant, ek wil vir jou sê mooi so. Huh? Wie van julle sal partymal Jesus net vir jou sê, well done, jy het vandag geslaag. Amen. Goed so, jy het daarom nie hierdie uur gevloek nie, jy het vasgebyt. Amen. Jy het nie vandag vir Jonas geklap nie. Prys die Here. Amen. Jy het nie vandag oor Sunny geskinder nie, jy het nie vandag Pietie sleg gemaak by die werk nie. Well done. Ek dink baie van ons wil partykeer net hoor die Here sê well done. Amen. Want partymal voel jy, Here, ek weet nie eers waar ek in hierdie journey trek nie. Wie het al so gevoel? Jy weet nie of jy op die pad of in die pad is. Amen. Jy gaan maar net saam. Nee. Want partymal voel jy op die pad, partymal voel jy van die pad af, partymal voel jy in die pad. En dis wat so amazing maak, dis waar God kom is, hy bring hom daai oomblikke van confusion, daai oomblikke wat jy gechallenge word met die woord. Jesus is die woord. Dis die woord wat hy praat. Hy sê vir Petrus, wie sê jy is ek? Petrus word gechallenge in sy realiteit waar hy daar staan. Wie is hierdie persoon vir my? En toe hy sy mond oopmaak, toe sê Jesus vir hom, ek is so bly jy het ingetap op die Heilige Gees. Want geen mens kan hierdie aan jou openbaar het. Amen. Wie van julle het al vir iemand iets gesê en sê hulle vir jou, ja, dis net wat ek nodig gehad. En dan dink jy, maar ek het eintlik niks gedoen nie. Presies, jy het niks gedoen nie. Die Heilige Gees het iets gedoen. Amen. Die Heilige Gees het iets gedoen. Jesus vers 18 sê, and I tell you, you have Peter, a large piece of rock, and on this rock, a huge rock, I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. Hy sê op hierdie rots, die rots is nie Petrus nie, die rots is die openbaring van Christus. Hy sê op die openbaring van Christus, Petrus, hierdie openbaring wat jy nou net gekry het, wat deur die Heilige Gees gegee het, op hierdie openbaring gaan ek my kerk bou. Sien ons, wanneer Christus nie meer die openbaring van kerke is nie, laat kerke nie werk nie. Laat deure toemaak.
Want dan gaan 'n dag kom in enige persoon wat in God se diens staan, whether jy 'n pastoor of net 'n lidmaat is, whether jy 'n kind in God se huis is, en whether jy deel is van 'n leierskap somewhere, wherever jy is, in jou werksplek, wherever, jy gaan gekonfronteer word op 'n dag met die realiteit van Christus. Jy gaan gekonfronteer word met wat is hy vir jou? In ons land wil ek vir jou sê, in die volgende 5 tot 10 jaar gaan jy gechallenge word as gevolg van die besluite wat ons regering nou neem, of jy nog Jesus gaan dien of nie. Hoor mooi. Ons regering is besig om hulle wil elke liewe kerk onder staatsbewind sit. Elke kerk kom onder staatsgesag. Die staat gaan bepaal wat mag in jou lewe geestelik gebeur. Hoor mooi, dis waarom jy besig is. Ons sit met die dokumente. Dis hofsaak op die oomblik. Want die staat wil dit deurdruk en ons ken hulle maak nie saak, jy kan hoeveel vertoë inrig. As hulle iets wil doen, gaan hulle doen sonder om die mense te ken. En die hele ding gaan daaroor is, hulle wil nie hê, jy moet sê, ek gaan met die Vader praat nie. Daai dokument sê, wie is jy om te sê, jy gaan met God praat? Niemand kan met God praat nie. God is te hoog vir mense. Jy gaan nie kan kerk toe gaan, as hulle nie voorsê, wat mag in daai kerk gesê word nie. So ek wil jou vanoggend sê, jou realiteit van wie Christus is, moet 'n realiteit word van 'n lewendige Christus. As jy net 'n Christen godsdiens het van 'n kerkganger, gaan jy in die volgende 5 tot 10 jaar Jesus renounce om jou lewe te red. Ons regering is daarop uit om kerk in totaal dood te druk. Tot ons Afrikaanse Bybel wat ons lees, is besig om te verander. Die nuwe Afrikaanse Bybel, sy finale redigie verprint is nou reg, waar hulle die woord Jesus en Heilige Gees uit die hele Bybel uithaal. Daar gaan net God staan, want hulle wil niemand meer offend nie. God sal jou red, God sal jou help, want God is mos dieselfde in al die gelowe. Want ons God so maklik. Omdat ons nie God se name ken nie, en omdat ons nie verhouding met God het nie, dan praat ons van die man daarbo. Sien, jou persoonlike verhouding met God gaan sy verhouding in jou lewe, die oomblik as verhouding verander titel. Toe ek my vrou die eerste keer ontmoet het, dis 'n ontmoet vir Adelaide. Amen. Paar maande later is, hier's my vrou. Verhouding het die titel verander. Amen. Amen. Jy is eers net deel van die skepping, en dan neem jy Jesus aan as verlosser en saligmaker. Hy verander jou identiteit, en dan word jy genoem kind van God. Almal is deur God geskep, maar nie almal is kinders van God nie. Want as almal kinders van God was, hoekom het die duiwel soveel vrye rein om te doen wat hy doen? Amen. And the gates of hell, the powers of the infernal region, shall not overpower it, or be strong to its detriment, or hold out against it. Sien, wanneer jy die openbaring van die Heilige Gees het, van wie's jy in Christus, en wie's hy in jou, het die duiwel nie 'n kans teen jou nie. Beteken nie, hy gaan nie try nie. Die woord sê, die wapen wat hy teen jou smee, sal nie slaag nie. So hy gaan nie wapen maak, hy gaan hom vir jou wys, hy gaan vir jou wys hoe werk hy gaan vir jou wys, daai wapen kan jou verwoes, maar hy kan hom nie gebruik nie. Amen. Hy kan jou met hom dreig. As jy die Here nie nou renounce nie, dan maak ek jou dood. Nee, jy maak my nie dood nie. Jy help my eintlik. Die mense wat agterbly gaan my mis, maar waar ek gaan ek hulle verlang. Ek hoop hulle almal gaan dit maak tot die. Sien, ons almal is gegarandeer van die ewigheid. Dis net die location wat verskil. Location. Amen.
Almal is gegarandeer van 'n ewigheid. Die Bybel sê so, jy's either die ewigheid in die hemel of jy's die ewigheid in die hel. Die ewigheid is die ewigheid, die tyd gaan nie verander nie. Die probleem is die plek waar ons opeindig. Dis wat die verskil maak. Jesus sê, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind, declare to be improper and unlawful on earth, must be what is already bound in heaven. Sien, mense ruk daai skrif so uit verband uit. Wat jy bind op die aarde is gebind in die hemel, en wat jy onbind op die aarde is gewoon. Hy sê, wat reeds in die hemel gebind is, kan jy bind op aarde. Why? We establish the kingdom of God on earth. We don't establish the kingdom of earth in heaven. So dit waarvan God vrygemaak is, dis waarvan hy vry is. Waarvan hy op die kruis vry maak, dis waarvan jy vry is. Dit wat God aangespreek het en gebind het, dis wat gebind is. Hoe weet ek dit? Lees jou Bybel, bid elke dag. En jy sal groei. Die probleem is, kinders van God word gemanipuleer, want hulle lees nie hulle Bybel nie, hulle ken nie die woord nie. En dan sal hulle vir elke ou wat goed klink skree amen. So 'n paar jaar terug het ek op post op Facebook gesin en gesê, as jy my dien met jou hele hart, sal ek al hierdie goed vir jou gee. En ek skryf al Lukas 4 vers 7, en oor die 300 mense skryf amen. En toe klaar sê ek, ja, jy weet, dis die duiwel wat hier gepraat het toe hy met Jesus in die woestyn was. Nee, nou het jy ons gevang. Nee, ek wys net jy lees nie jou Bybel nie. Maar as iemand sê Lukas 4 vers 7 en dis nie 'n skrif nie, gaan lees dit. Amen. Wat sê hulle? Maar ons amen net, want dis ons maklik. Amen. Vir elke prentjie wat jy net amen sit, weet jy waarvoor staan daai prentjie? Daar's soveel Christene wat 'n mooi quote gee, maar dis van Gandhi. Ek het al kinders van God gesien wat post sit, dan sit van Darwin. Darwin glo nie in God nie, wel, hy glo nou. Van die oomblik wanneer jy dood gaan nie, verander elke realiteit. Die woord sê elke knie sal buig. Elke mond sal bely. Whether it in this life or the afterlife is, jy sal ontdek wie's God. Amen. Partymal het jy net 'n klip teen die kop nodig, vra vir Goliat. Goliat was so confused. Wie is jou God? Waar is jou God? Wys my jou God. En Dawid sê, hier's al. Toe daai klip sy switch strip, toe sien hy God. Sy amper sê ek ocean. Dis al Goliat se vrae beantwoord. Amen. Must be already bound in heaven, and whatever you loose, declare lawful on earth, must be what is already loosed in heaven. Then he sternly and strictly charged and warned the disciples to tell no one that he was Jesus the Christ. Partymal gaan God jou openbaring gee en sê bly stil hier. Maar jy's so excited, jy gaan vertel vir elke Pietie en Sannie. Die Here het vir jou iets reveal oor jou lewe, en jy gaan vertel vir almal, en môre val jou droomplan, want jy het nie geleer om jou mond te hou nie. Jy het emosioneel geraak oor geestelike goed. Nie een plek in die Bybel het Jesus ooit vir enige iemand gesê, gaan sê vir die mense, dit was ek Jesus nie. Ek het julle gesond gemaak. Ek het jou blindheid weggehaal. Ek het die duiwel uit jou uitgedryf. Nie een keer nie. Elke keer het Jesus gesê, gaan na die Fariseërs toe en wys jouself en sê vir hulle, God het jou gesond gemaak. Die Vader was hier involved, nie ek nie. Ek, Jesus, is net 'n seun van God. Ek is 'n tool in die hand van die Vader. As Jesus dit kon verstaan, hoekom wil soveel mense vandag belangrik wees? Hulle wil 'n spotlight ministry. Why? Die lig skyn uit jou uit. Hoekom moet die lig op jou skyn? Jy is die spotlight. Amen. Hy skyn uit jou uit. Dis nie so 'n moeilike konsep nie. Maar dit is 'n moeilike konsep as ons in die vlees wandel, emosioneel raak oor geestelike goed. Want die oomblik wanneer my emosies inskop, dan wil ek weet, hou mense van my, sien hulle my raak, het hulle gehoor wat ek sê.
Net solank iemand hoor, net solank ek met iemand, want dis my belangrik, laat ek 'n plek hê waar ek inpas. Mense wil so graag inpas. Amen. Mense wil so graag inpas. There's a difference between fitting into a place and belong. Dis 'n massive verskil in die gees. Want nêrens in my Bybel sê dat jy gaan in hierdie wêreld welkom wees nie. Amen. Nêrens in my Bybel sê jy gaan inpas in hierdie wêreld nie. Hy sê we are just passing through. Hy sê die wêreld gaan ons haat. Die wêreld gaan jou veroordeel. Mense gaan jou sleg maak. Mense gaan jou beskinder. Mense gaan jou Christendom afbreek. Hulle gaan sê, hulle wat God dien is stupid. Hulle is weird in daai kerk. Wat het Einstein gesê van weird? Weird is a term that dumb people use to describe clever people. So as iemand vir jou sê is weird, sê dankie dat ek slimmer as jy is. Nee, moenie. Nou kruisig hulle jou nog 'n keer. Amen. Hier kom ons nou. 4 verse later. From that time forth, Jesus began clearly to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders and of the high priests and the scribes and be killed and on the 3rd day be raised from the dead. Hier kom Jesus nou, verander hy die atmosfeer. Almal is nou so geweld. Petrus, jy het by God self gehoor. En hier kom Jesus, hy sê, okay, maar besef, ek is net tydelik. Besef, my tyd is om. Besef, ek moet gaan, dat ek kan sterf vir die mensdom, dat die hele mensdom gered kan word. Ek kan nie net hier vir julle 12 wees nie. Ek moet gaan sê, dat ek die Heilige Gees kan stuur, dat almal deel kan wees van God se plan. Hy sê, want ek is fisies net voor julle, maar die Heilige Gees gaan in almal wees. En so is ek dan deel van elke mens. En hy sê, dis wat met hom gaan gebeur. En hier kom Petrus, hy het so pas hierdie amazing Holy Spirit moment gehad. Hy het so pas hierdie moment gehad van revelation, hy het hierdie moment gehad van, die Here het my gepraat, ek het sy stem gehoor. Wie van julle het al gesê, as ek net die Here se stem kan hoor? Wie het al so gevoel? En hier is Petrus, hy het die Here se stem gehoor. En Jesus sê vir hom wat gebeur, hoor jy? Then Peter took him aside to speak to him privately. Krant kom gou. Sorry. Ek's nou Petrus en hier's Jesus. Nou het Jesus vir almal vertel, né? Nou kom ek. Here, kom jy nou eers saam met my. Ek het 'n appeltjie met jou te skil. He took to him privately. Hoeveel mense ken jy wat skielik iemand uit 'n geselskap uithaal? Want jy wil nie ander mense moet hoor nie. Amen. Thanks my brother. Kom gou hier, ek wil jou iets vertel. Amen. Ons doen dit baie keer as ons iemand wil aanspreek. Ek sal jou in die privaatheid aanspreek. Ek was eendag in die moeilikheid oor 'n pastoor, 'n kerk van vooraf 'n klomp tieners verkeerd geleer het, dus steek ek my hand in die preek op. Sê Jakobus, sê ek, daai skrif wat jy nou daar sê is uit konteks uit. Jy's besig om hierdie kinders verkeerd te leer. Kan ons asseblief dit nou regstel? En almal is like, huh? Ek sê ja, want jy help nie sê ek moet na die tyd kom nie, dan is al hierdie kinders huis toe en hulle kom nie weer na die volgende kamp toe nie. So hoe gaan jy hulle dan reghelp? Dan gaan hulle by daai hek uit en hulle het verkeerd geleer. En vroeër in hulle lewe kry hulle seer want hulle glo die verkeerde ding. Ons stel dit nou reg. Sal my nie weer genooi nie. Then Peter took him aside to speak to him privately and began to reprove and charge him sharply. Hier kom vat hy sommer weer Jesus aan. Sien, hy het 'n moment gehad, ek het die stem van die Here gehoor, nou is hy die baas. Kinders van God doen dit. Jy het nou een keer die Here se stem gehoor, nou is jy die hotshot. Wat gebeur? Pride skop in en saam met pride kom emosionele manipulasie. Hoor mooi, die mooi woord wat hulle deesdae gebruik is narcisme. Almal narcisme, dis 'n Bybelse beginsel van iemand wat deur 'n duiwel manipuleer word. Dis al.
Dis nie so moeilik nie, maar ons mag nie sê mense het demone nie, want dit is onvanpas. Kom ons dink 'n mooi woordjie uit. Narcisme, nee, jy staan onder die leiding van 'n demoon. Gaan vir bevryding dat jy kan bypik. Hier is my vraag, hoeveel berading het Jesus gedoen? Hoeveel bevryding het hy gedoen? As mense met hulle probleme kom, het hy die duiwel uitgedryf. Hy het nie vir hulle gesê, kom drink tee, bring net koek saam nie. Amen. Is berading belangrik? Ja. Het berading 'n plek? Ja. Wanneer? Na bevryding. Want berading sit aan mekaar wat bevryding vrygemaak het. Maar jy kan nie beraad sonder bevryding nie. Al wat jy gaan doen, jy gaan die duiwel kos gee. Amen. Then Peter took him aside to speak to him privately and began to reprove him and charge him sharply, saying, God forbid, this must never happen to you. Hoor jy al die mense? O nee, oor my dooie liggaam. Die Here behoed dan. Die Here verhoed dat hierdie sal gebeur, broer. En net daar is ons terug in die 70s, broers en susters, vandag moet julle die woord hoor. En hier kom Petrus en hy kom spreek vir Jesus aan. En hy sê vir Jesus, jy's uit lyn uit. Sien, dis emosies. Emosies sal gesag aanvat wat hulle nie ken nie. Hoor mooi, emosie gaan altyd gesag aanvat wat hulle nie ken nie. Imagine dit, Cassie. Kom by Jesus en sê, hey, kom bykie hier, hy wil met jou praat. Hy's bykie uit lyn uit hoor. Kan jy dit imagine? Jy vir Jesus, hoeveel van julle het al met die Here baklei? Want ek het al baie. En al hoekom ons met hom baklei is, omdat ons emosioneel is. Dis al, die enigste rede hoekom jy baklei met hom is, omdat jy uit emosie uit dit doen. Amen? Is dit die waarheid? Elke reaksie wat in woede gedoen word, dis 'n emosionele reaksie. Wel, elke emosionele reaksie is in elk geval 'n reaksie wat die vlees doen. Ja, maar hulle het my kwaad gemaak. Taf. Ek en jy moet anders wees, want ons het die Heilige Gees. Wie van julle weet, dis nie maklik nie. Jy kan nie uitstap volgens met die beste voornemens. Ek het vanoggend gehoor wat die pastoor sê. Ek sal nie weer kwaad word as iemand voor my inry nie. Jy is nog eers by die hek nie, dan hardloop iemand se kind oor die pad. Wie se kind is hierdie? Waar is daai ouers dat ek hulle nou vertel? It's like, okay. Jy gaan lyk haar nie oor iemand wat voor jou inry nie. Ek dink ons almal freak uit as 'n kind voor jou inhardloop. Amen. Ons sê nie, hier's 'n geleentheid nie. Amen, vra van Mike, hy weet om vir 'n bok uit te swaai, sodat die baas 'n les moet leer. Wat van praat jy nou? Vra van Mike. Amen. Then Peter took him aside to speak to him privately and began to reprove and charge him sharply, saying, God forbid. Ek het geleer in my lewe, as iemand na my toe kom en sê, pastoor, ek moet by jou een kant praat, maar as iets waarmee ek nie happy is nie, dan weet ek, hier kom 'n emosionele ding. Hier kom 'n manipulasie ding. Hier kom 'n aanval. Want as jy my ken, is ek nie bang vir reproof nie. As ek iets verkeerd doen, praat met my. Al praat jy met my voor almal. Beteken dat ek gaan dit like, nee. Maar I can face my troubles. As ek verkeerd is ek verkeerd. Amen. En ek wil jou vandag sê, pas op vir die mense wat jou een kant wil sien. Pas op vir die mense van, ek gaan vir jou iets sê, maar moet dit nie vir iemand sê nie. Daar is die probleem. Jy's nie die enigste een vir wie hulle dit sê nie. Amen. Daai mense wat sê, ek het jou rug, jy kan my vertrou. Worry. Ek en my vrou het op 'n tyd baie bedien op 'n plek. En ons het agtergekom, iemand speel ons en een van die pastore daai kant teen mekaar af. En ek vra vir die Here help. Die Here sê, al wat ek wil doen is daai een persoon
Hy gaan jou môre bel. Dan gaan hy jou 'n vraag vra en jy gaan hierdie vir hom sê. Sjop. Volgende dag bel jy. Vra my 'n vraag, ek sê daai vir hom. 5 dae later bars die bom. Bel daai pastoor by. Sê ek vir hom, haha, ek het ons culprit gekry. Ek sê, jy agtergekom, hierdie ou speel ons teen mekaar af. Die agtergekom, die ou sê, hy sê, sy sê, en jy sê, hy sê. En alles wat ons sê, probeer hy omdraai om vir die ander en slegter by die ander in te lei. So hier's die common denominator. Daai ou moet uit die geselskap uitbly as jy met my wil praat. Sien, jy moet begin identifiseer wie in jou vriendekring is besig om jou te sink wat nie goed is vir jou nie. Want trust my, Judas se voete was ook gewas. Judas het saam brood gebreek. En nog steeds het hy Jesus verraai. Maak seker jy weet wie is in jou boot en wie roei saam met jou boot. Pas op dat nie almal in jou boot die kaptein wil wees nie. Amen. Wat help ons het 'n boot vol kapteine en niemand roei nie. Dit gaan sak. En sink. Amen. Hoor Jesus se reaksie. But Jesus turned away from Peter. Hy draai sy rug op hom. Imagine dit. Hier het ek nou vir Jesus. En hier waai hy. Wat doen hy? Hy gaan staan voor almal. Jesus besluit, kom ons praat hierdie ding sommer nie openbaar. Kom ons deel sommer vir eens en vir altyd met hierdie gemors wat jy iemand een kant toe vat om 'n emosionele uitbarsting te hê. But Jesus turned away from Peter and said to him, "Get behind me, Satan." Hy sê vir hom, jou emosionele uitbarsting is die begin van sataniese invloed op jou lewe. Jy het so pas gewys dat jy is dalk geestelik openbaar, maar emosioneel is jy nog vasgevang in die hande van die duiwel. Jou emosionele uitbarsting wys vir my, jy het nog nie jou emosies onder die krag van God gebring. Laat hy jou rustig maak. Want wat jy nou doen is nie wysheid nie, wat jy nou doen is emosionele manipulasie. Get behind me, Satan, you are in my way. Wat sê vir hom, jy staan in my pad. Jy's in my pad, Petrus. Dit wat ek moet doen, jy is die probleem, dat hierdie ding nie tot vervulling kan kom nie, kom in die pad uit. Jou emosies gaan maak, dat God se plan vir jou lewe nie tot vervulling kan kom nie. As jy oor alles emosioneel raak, as jy oor alles jou toys gooi, want jy het nie jou sin gekry nie. Weet jy wat gaan Jesus vir jou sê? Satan, gaan staan op jou plek. En hy gaan sy rug op jou draai. En hy draai nie sy rug op jou om jou wegstoot nie, hy draai sy rug op om te sê, ek gaan nie met jou emosie deel nie, dis jou emosie, jy moet met hom deel. Dis hoekom jy sterf aan die kruis vir jouself, jy moet met jou deel. Jesus het klaar met jou sonde gedeel, jy moet met jou deel. Jy moet leer om vir jouself nee te sê. Dis daai woord selfdissipline in die Bybel. Ek moet leer om vir myself nee te sê. Ek hoef nie so op te tree nie. Ek hoef nie so te reageer nie. Moet ek al ewig my toys gooi omdat ek emosioneel voel. Jy moet vir jou emosies sê, klim terug op die kruis. Jy's dood. Jy's begrawe. Maar ons as kinders van God raak so emosioneel involved dat God ons nie kan gebruik nie. Dis wat ons vir mense met charity sê, as hulle sê, hulle het nou 'n gesin gekry, die eerste woorde wat ons sê, moet net nie emosioneel betrokke raak nie. Want as jy emosioneel betrokke raak, is jy manipuleerbaar. En trust my, daar's werklik mense wat swaar kry, en daar's mense wat weet om te manipuleer, om nog goed te kry. Vra enigiemand wat in charity werk is, jou oë moet baie oop wees, hoe vinnig kan jy gemanipuleer word deur mense wat maak of hulle swaar kry. Ons ken mense wat van verskillende kerke kospakkies vra, dan verkoop hulle dit aan die armes in hulle straat. In die naam van charity. Amen. Sien, jy moet die video uitrekord. Ek mag die mense met die kop slaan. Nee, ek grap. Amen.
You are in my way. You are an offense and a hindrance and a snare to me. Imagine dit, jy raak emosioneel en Jesus sê, jou offense is besig om vir my, in my lewe 'n probleem oor jou te bring. Want ek sien iewers gaan ek en jy koppe stamp. En dis een fight wat jy nie wil piek nie, is met God. Is met God. Hy sê, you are a trap to me. Wat sê hy vir hom? Jy's besig om 'n struik vir my te stel. Jy wil hê ek moet emosioneel ook involve raak. Jy wil hê ek moet ook emosioneel hier ingedra word. Jy wil hê ek moet ook emosioneel deel wees van hierdie ding. Jy wil hê ek moet my beter wete wat God vir my het verruil vir jou emosionele moment. Sorry. Duiwel, agter my in. Ek sê nie as jou vrou kwaad is vir jou, jy vir haar sê, duiwel, kom agter my in nie. Jy gaan my bel vir hospitaal besoek. Ek sê nie as jou man sy vinger met die hamer raak geslaan en hy raak 'n paar woorde kwyt en hy's kwaad, jy vir hom sê, hoe, dis die emosies, duiwel. Dan gaan hulle vir jou sê, soos in Boksburg, almal in Boksburg, hoe kry jy bloue in Boksburg? Jy fight daarvoor. Amen. Ek onthou die storie toe ek 'n jong Christen was, het die een pastoor het gaan huisbesoek doen. En hy kom aan, die tannie lyk maar 'n bietjie sleg, die oom het gisterand gevat en die tannie bietjie gepanelbeat. En hy vra vir die tannie, is jy okay? En sy sê, ag pastoor, ek sal die lewe weer beter sien oor 'n paar dae. No pun intended. Amen. No pun intended. Hoor wat sê Jesus. Sorry, jy het omgeblaai. Geen wonder, dit maak skielik nie sin nie. Hy het 2 keer omgeblaai. Okay. Hier is ons terug by die skrif. You are in my way, an offense, and a hindrance and a snare to me. For you are minding what partakes not of the nature and quality of God, but of men. Hy sê vir my, die hele ding van jou nou is 'n vleeslike ding. 5 versies terug het hy gesê, wow, net God kon hierdie om jou openbaar. 5 versies later sê hy vir hom, regtig, het jy alles wat jy nou net van God ontdek het, verruil om weer emosioneel te raak. Om 'n uitbarsting te hê wat nie jou plek is nie. Sien, is daai wat ek altyd sê, ek het jou neus gevind, dis in my besigheid. Dis wat Jesus daar sê. Ek het vroeër jare daai ding anders gesê en sê, ek sien daar's 'n baksteen in jou gesig, dis waar jou neus was, want jou neus is mos in my besigheid. Maar nou doen ek nie meer die baksteen ding nie, want ek het bekeer, amen. Mense lyk snaaks met 'n baksteen in die gesig. Die Here moes my ook red, amen. Amen. For you are minding what partakes not of the nature and the quality of God. Dit is my daai 2 woorde so belangrik. Hy sê nommer 1, ons is in die beeld van God geskape, the nature of God. Hy sê, jy het sopas jou identiteit van God weer verruil vir 'n wêreldse identiteit. And the quality of God, wat sê hy? Jy het beter geweet. Jy weet beter. But you choose emotion. Jy weet beter, maar jy het nog steeds gereageer. Jy het geweet jy moet stil bly. Jy het nog steeds gesê. Jy het geweet laat dit net gaan, maar jy wou hierdie ding groot maak. En weet jy wat noem Jesus jou? Duiwel. Kom agter my. Toe ek dit besef, toe ek hierdie stuk deurwerk die eerste keer, toe ek damstrak, dat my emosionele uitbarstings, die Here na my kyk en sê, jy's nou net die duiwel. Koos, regtig, moet jy regtig soos die duiwel optree oor hierdie goed. Moet jy regtig duiwels raak in jou reaksies. Moet jy regtig toelaat dat die duiwel jou so manipuleer, dat jy so optree. Jy's my kind. Die werk wat ek in jou doen is 'n blywende werk. Hoekom hou jy nie daaraan vas nie?
Hoekom kies jy eerder daai houding? Hoekom kies jy eerder daai woordeskat? Hoekom kies jy eerder daai haat? Hoekom hou jy dit eerder teen mense? Hoekom wil jy die duiwel wees vir mense? As ek gevra het, wees Christus. Ja maar Here, nie ja maar Here nie. Die reëling was, sterf in jouself. Sterf in jouself. En die week konfronteer iemand my met 'n post wat hulle gesien het oor Dawid en Goliat. En die persoon sê ja, ek kan nou praat hier buite en hy sê vir my ja, maar pastoor, moet ons nie meer aggressief raak nie. Moet ons nie net van mense 'n voorbeeld maak soos Dawid nie. Moet ons nie net soos Dawid net geregtigheid laat geskied en 'n slingervel uithaal en mense uitsort nie. Hoekom moet ons oor alles bid? En ek vra die vraag, het die woord gesê, moet ons soos Dawid wees of soos Jesus? Die persoon sê Jesus. Ek sê, hoeveel van Jesus se vyande het hy doodgemaak? Hy het vir hulle gesterf, dat hulle in sy goedheid kan verander. Dis hoekom ons in onsself sterf. Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to be my disciple. So hy sê nie Christen nie. Hy sê 'n disipel, 'n volger van Christus. Met ander woorde, ek kies nie die Christen geloof nie. Ek kies Christus. Dis twee verskillende wêrelde. Amen. Dis soos iemand wat kerk toe gaan en iemand wat koninkryk leef. Dis twee verskillende wêrelde. Jesus sê hierso. Hy sê, if anyone desires to be my disciple, let him deny himself, disregard, lose sight of, and forget himself and his own interest. Ja, maar jy weet nie hoe voel ek in hierdie situasie nie. Jesus sê ek worry nie, sterf vir daai situasie. Here, maar jy weet nie wat hulle aan my gedoen het nie, sterf vir daai gevoel, want daai gevoel gaan jou verwoes. Daai haat gaan jou haat word. Wie het al agtergekom? As jy te lank vashou aan wat iemand aan jou gedoen het, dan word jy soos hulle. Sin begets sin. Grace begets grace. Wat jy saai, is wat jy maai. As jy haat gooi uit jou koppie uit, gaan jy haat terugkry. As jy woede gooi, gaan jy woede terugkry. As jy skinder gooi, gaan jy skinder teruggooi. Daai mense wat by jou kom skinder ook van jou. As jy agteraf is, gaan jy, dis wat jy gaan terugkry. Mense gaan agteraf met jou wees. Sien, want dis wat hy hier sê. Dis wat hy hier sê. Let him deny himself, disregard, lose sight of, and get himself, and his own interest, and take up his cross and follow me. Cleave steadfastly to me. Hier sê Jesus, die enigste wy om nie emosioneel te raak nie, jy moet aan my vasthou, soos nog nooit tevore nie. Ou mense het altyd gesê, jy moet vasbyt soos 'n bulldog. Amen. Hulle praat van the tenacity of a bulldog. As hy hou hy. Ken hulle Jack Russell? Jy sien hoe tel jy Jack Russell op, hy loop jy moet hom rond, hy los nie daai tooi nie. Amen. Dis wat die Here sê, is jy hou vas, maak nie saak waar die lewe met jou gaan nie, jy byt vas. Jy hou vas. Jy kan nie toelaat dat emosies jou uit die wil van God kry nie. Want dis hoe die vyand jou blessing steel, dis hoe die vyand maak dat jou besigheid opdroog, dis hoe die vyand maak dat jy nie deurkom wat jy deurkom nie, jy kry nie daai bevordering nie, jy verloor mense in jou lewe. Hoekom? Want mense raak moeg vir mense wat oor alles emosioneel raak. Sien, dis daai favorite woord in die kerkwêreld, karakterbou. Want dis wat het gebeur. Jesus sê, ek is hier vir karakterbou. En ek gaan met alles deel wat nie my karakter in jou lewe is nie. Sien, emosie inherent is nie sleg nie. Emosionele uitbarsting is sleg. Want emosie is goed. Jy moet kan sê, yes, ek is lief vir jou. Amen.
Mens moet kan voel. Mans het ook gevoelens. Amen. Na kerk voel ons honger. Amen. Cleave steadfastly to me. Conform wholly to my example. In living and if need be, in dying also. As iemand vandag kom en hulle sê vir jou, druk 'n pistool teen jou kop, op jou knie. Renounce Jesus of ek skiet jou. Het is maklik om te sê, hulle moet maar skiet. Wat as hulle jou vrou en jou kinders oorkant jou sit en sê vir hulle, ek kies Jesus bo hulle. Wat as hulle daai pistool teen jou kind se kop druk en sê, renounce Jesus of ek skiet jou kind. Want dis die reality wat in die wêreld daar buite aangaan, waarvan ons in Suid-Afrika nog vry is. Net vir interessantheid, al word so algemeen, ek dink, ek's nou agter met my data, maar al, ek dink so 4 jaar terug word daar 380,000 Christene 'n jaar doodgemaak vir Christus. Ons is nog half lucky in die land. So hulle probeer ander maniere. Kom ons bring die kerk onder staatsgesag, want die staat is klaar besig om 'n kommunistiese regime te word. Wat beteken dit? Jy gaan nog alles wat jy kry van die staat vra. Hoekom dink jy die hoogste parlementslede besit die banke? Hoekom dink jy is die banke daarop uit om eiendom terug te vat? Want nou kan jy dit net by die bank hier. Op die einde van die dag gaan alles aan die staat behoort, want dis wat die Bybel sê. Al waarmee jy oor die weg gaan kom is 'n chip. Jy gaan nie kan nie. Weet jy wie gaan oorleef? Die ouens wat self kos maak. Die ouens wat self groente het. Hulle wat self, ons gaan weer ruilhandel om te oorleef. Lockdown het my dit gewys. Hoeveel van julle het aan lockdown ruilhandel gedoen? Ek het 'n brood, jy het 'n wors, ek het 'n pakkie sigarette, ek het 'n bottel brandewyn. Amen. Daarom het iemand gesê, eers pastoor, kan ons bietjie vrouens uitruil, nee, ek is nou moeg vir die een. Daarom was almal se standaard daar reg, prys die Here. Amen. Cleave steadfastly to me, conform wholly to my example in living and if need be in dying also. Vers 25, for whoever is bent on saving his temporal life, his comfort and security here on earth shall lose eternal life. Wat 'n vers. Hoe meer jy gefokus is om hierdie wêreld vir jou te maak werk, hoe meer maak jy jou los van die geestelike wêreld. Want jy gaan al hoe meer begin compromise om hierdie wêreld happy te. Hoe kan ek dit sê? Toe ek klein was, Sondag, was daar nie 'n besigheid in Suid-Afrika ook nie. Dit het bekend gestaan as die dag van die Here. Almal het kerk toe gegaan. Daarna het jy huis toe gegaan en jy het gaan rus. Want dis 'n vol week. Amen. Skole sport was na skool, want skool was nie heeldag nie. Nou, wanneer is skole sport nou? Naweke, Sondag. Sondag is skole sport, so klapsport is Sondag. Jy is besig aan my week, ek kan net, pastoor, ek kan nie Sondag kerk toe kom nie, want dis wanneer ek kan shopping gaan doen. Sien hoe die wêreld, hoe trek die wêreld ons van God af weg. En ons compromise, want hoekom? Ons moet die wêreld happy, van die wêreld betaal ons salaris. Amen. Ek onthou, toe Grant vir sy baas eendag nee sê, sorry, ek het vir julle gesê, daai naweek is my konferensie, ek kom kerk toe, ek gaan nie werk nie. Julle het dit vooraf geweet. Sien, dan kom 'n dag in jou lewe wat jy vir die mense wat vir jou sê wat om te doen is, fine, terwyl ek vir jou werk, en dis binne in my kontrak stem ek met jou saam. Dit wat ek na die tyd vir jou doen is my goeie wil. So jy kan nie vir my voorsê nie.
Maar wanneer kom die dag wanneer jy vir iemand gaan sê, sorry nee, vandag gaan ek kerk toe. Sorry nee, vanaand is youth. Sorry nee, vanaand is disipelskapskool. Ons leiers het met so 'n ding begin, 15:33, in die middag. Maak nie saak waar jy is nie, as jou foon se alarm afgaan, net daar stop jy en dan bid jy. Van die ouens in die leierskap wat werk het na hulle werksplekke, as hulle foon afgaan, dan stop die meeting, dan bid almal eers saam. Want hoekom? Iemand het 'n standpunt ingeneem. Dat maak nie saak waar ek in my dag is nie, ek kan iewers net stop en dankie sê. En wat gebeur? Dit het 'n invloed op mense. Want mense is nie gewoon, mense stel God eerste nie. Mense is gewoond, ons stel die wêreld eerste. Selfs Christene. For he who is bent on saving his temporary life, his comfort and security here, shall lose his eternal life. And whoever loses his life, his comfort and security here, for my sake, shall find his eternal life. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his life, his blessed life in the kingdom of God? Or what would a man give as an exchange for his blessed life in the kingdom of God? Hier is my vraag. Emosies is die krag wat jy het om God weg te skuif. Om God uit te skuif. Om God te verwyder uit jou huwelik, uit jou vriendskappe, uit jou werksplek. En weet jy wat gebeur wat doen emosies? Dit verwyder nie die mense nie, dit verwyder jou. Want Jesus sê, Satan, get ye behind me. Dis ook om mense wat emosioneel raak onttrek. Want die demoon soek jou een kant waar jy kan verneder, vertrap en kan seermaak. Dis ook om ons in 'n grot gaan sit, want ons wil ons polse kou, in plaas van hom uit te roep en te sê, help. Want dis wat die emosie doen. Ek voel nie goed genoeg nie, ek voel nie reg genoeg nie, ek voel nie, ek pas nie in nie, almal is dit kliek, almal is dat, almal is die, ek gaan nou maar een kant sit, die duiwel is like, ek het gewen. Want deur jou een kant te kry, kan hy jou met emosie verwoes. Want al wat jy gaan doen, jy gaan elke dag daai emosie herdink en herdink en herdink en herdink, totdat jy word wat daai emosie van jou verwag. En dan weet jy nie om jou pad terug te kry nie. En as iets wat ek besef het, en ek het nou die dag gesê, die verlore seun het nie teruggekom na sy pa se huis, omdat hy moeg was vir die varkhok nie. Hy het teruggekom na sy pa se huis, want hy het weet hoe goed is sy pa se huis. Hy het besef waarop mis hy uit. Die reality van die pa se huis was beter as die varkhok. Dan kom 'n dag wat jy moet besef, dat al maak nie saak wat mense aan jou doen nie, God se teenwoordigheid is nog steeds 'n beter plek om te wees. Onthou, dis hulle opinie, dis hulle siening, dis hulle gedrag. Moenie laat dit 'n wig tussen jou en God bring nie. Maak soos Jesus, draai jou rug om, loop eerder weg, as wat jy deelneem aan hulle emosionele uitbarsting. Loop eerder weg. Loop nader na God toe. Maak soos Jesus, gaan terug na die mense toe, wat deel is van die huis van lig. Kom weg van hulle, wat jou wegtrek van hom af. Ons almal het vriende, wat jou probeer wegkry van die kerk af. Wat jy wil wegkry van die liggaam van Christus af. Daai is nie jou vriende nie. Daai is die duiwelse vriende. Dis wat Jesus hulle noem. If people don't get you closer to God, you don't need those people. They need your light. Wees Christus vir hulle. Hoe is ek Christus vir hulle? Sterf in jouself. Yes, maar koos is moeilik, yes, 100% reg. Want die woordjie sterf is daar aangekoppel. Dit gaan nie maklik wees. Want niks wat sterf is maklik nie. Amen. Ja, maar jy weet nie hoe lang gaan dit nou al aan nie. Dit gaan aangaan teen tot die dag wat jy hemel toe gaan. Want nie elke situasie word hier opgelos nie.
My vrou het eendag so 'n wyse ding gesê vir iemand wat gevra het, maar hoe lank moet ek bly saai tot my oes kom? Ek gee en ek gee en ek bid en ek bid en ek sien niks nie. En my vrou sê, glo jy dat God is 'n God van generasies? Die persoon sê ja, en my vrou sê, hoe weet jy die blessing wat jy nou saai, is nie jou kinders se oes nie. So opmou. Wees gehoorsaam. Dis legacy. Dis legacy. Dat dit wat ek nou doen, het ewigheidswaarde. Dis iets wat die Here my moes leer is dit wat hoe ek met jou is, moet ek altyd vasmaak aan die ewigheid. Want as ek dit nie doen nie, gaan ek jou bly seermaak. Maar as ek dit koppel aan die ewigheid, beteken jy gaan nie altyd like wat jy hoor nie, maar jy gaan verstaan wat ek sê. Dis wanneer die Heilige Gees werk. En dis wat ek jou vanoggend wil encourage. Dus maak jou hart oop vir die Heilige Gees wanneer jy ongelukkig is, wanneer jy in 'n moeilike situasie kom. As jy weet daai persoon is jou karakterbouer, gaan klaar saam met die Heilige Gees soontoe. Moenie wag tot die bom bars en dan sê Heilige Gees help nie. Gaan al met hom soontoe. Amen. Daai wat hulle sê bid voor jy gaan, daai is belangrik. Amen. Daai is baie belangrik. As jy vanoggend hier sit en jy sê, Koos, weet jy wat? Ek sak, my emosies neem baie oor. Ek sak ook. Ek verloor dit ook partymal. Ek word ook kwaad. Ek sê ook partymal die ding wat ek nie moet sê wanneer ek moet nie. Want die wag voor die mond is nie altyd maklik. Hoe nader die mens aan jou is, hoe moeiliker is dit. Jy al agtergekom. Het is maklik om iets af te lag as dit mense wat jy nie ken nie. Maar laat dit iemand wees waarvoor jy baie lief is. Dan kom jy agter hoe moeilik is. En dis wanneer ons moet leer om die Heilige Gees te vertrou. Om te sê, help my. Help my in elke keuse. Help my in elke besluit. Help my in elke woord. Amen. As jy vanoggend hier sit en jy sê, ek het meer hulp van die Heilige Gees nodig. Wil ek jy moet op jou voete staan. Net daar waar jy is. Sê, Here, hierdie is my beurt. Hierdie is my beurt. Sluit net jou oë daar waar jy is en begin net met die Here praat. Iewers vanoggend het iets by jou geklik en ek wil hê jy moet daai emosionele ding vir die Here gee. Sê vanoggend vir hom, ek gee dit vir jy. Hier is die situasie, noem dit vir hom. Gee dit vir hom, sê vir hom, hier is ek. Hier is my situasie. Hier is my gebeurtenis. Sit vir ons 'n bietjie musiek op agter. Hier is my gebeurtenis. Hier is die ding wat my elke keer kwaad maak. Hier is hoe ek voel wanneer hulle dit sê. Dis wat my trigger wanneer iets gebeur. Laat toe die Heilige Gees volgend om net oor jou te kom rus en jou vrede herstel. Want dis wat ons nodig het, is vrede. Want dis wat die vyand kom steel, hy kom steel ons vrede. En as hy ons vrede steel, dan verloor ons volgende ons joy. En as ons joy weg is, verloor ons hoop. Dus kom die vyand by jou vrede begin. Want hy weet die teenwoordigheid van God bring vrede. Ek wil hê jy moet volgende vir hom sê, gee vir my die vrede wat bo understanding is. Here, ek verstaan nie alles nie, maar vul my met vrede. Ek verstaan nie, ek weet nie wat hou my toekoms in nie. Ek weet nie hoekom ek so gereageer het nie. Ek weet nie waarom ek nou so voel nie. Ek weet nie, Here, of moet ek stres of moet ek worry of wat moet ek doen nie. My enigste begeerte vanoggend is herstel u vrede in my lewe. Herstel u vrede in my lewe. Herstel u vrede in my lewe volg. Wil nie hierdie persoon wees wat geken word, dat ek die voorbeeld is van iemand wat oor alles emosioneel is nie. Herstel my vrede.
Want dan kan ek in vrede wandel. Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees, kom volg. Kom volg. Kom raak elkeen sy emosies aan. Hebreërs 9 sê Heilige Gees, laat U kom in die bloed van Jesus. En U kom was ons conscience skoon van alle dooie werke. Van al hierdie goed, dooie werke is al hierdie goed wat ons gees besoedel, wat in ons gedagtes aangaan. Kom was my gedagtes skoon van al hierdie dooie werke. Sodat ons die lewende God kan dien. Vandag verruil ek my emosies vir U vrede. My uitbarstings vir U vrede. My aggressie, my woede vir U vrede. Kom maak my hart skoon van dit wat nie U is nie en kom vul weer my hart met U teenwoordigheid. Herstel my vrede volg. Herstel my vrede volg. Ek wil nie in die pad staan van wat Jesus in my lewe wil bereik en deur my lewe wil bereik, omdat ek emosioneel oor goed raak nie. Kom maak my persoonlike storm stil vanoggend. Want eintlik is my issue met myself, nie met ander nie. Ek gebruik die ander om vir my te wys ek het 'n issue. Ek bring dit vandag voor U. Sê hier is my gevoelens, hier is my emosies. Herstel my vrede. Herstel my vrede. Herstel my vrede. Herstel my vrede. Aba Vader, ek vra dat elke persoon hier volg sal weet dat hulle weet dat U is by hulle. Hulle is nie een oomblik alleen nie. Hulle is nie sonder hulp nie. U het ons nie as weeskinders gelos nie. U teenwoordigheid is konstant voor ons. Dawid het gesê, your praise will ever be on my lips. My hart is vol van wie U is en wat U in my lewe gedoen het. My dankbaarheid is meer as my worries. My giving is meer as my wants. Help my om genade te gee. Help my om vriendskap te gee. Help my om die gawes van die Gees te gee. Help my om die vrug van die Gees te gee. Help my om my deel te bring, sodat ek die volheid van U kan ken in my lewe. Dat ek stop alles oor myself maak, want ek is nie die middelpunt van die heelal nie. U is. U is. U is. En ek wil U eer vanoggend en U loof vanoggend en U prys vanoggend vir dit wat U in ons lewens gedoen het. Dankie vir vernuwing. Dankie vir verandering. Dankie vir herstel. Dankie vir hoop. Dankie vir genade. Help my om reg te bid, die regte goed te bid wat die probleem oplos en nie net my emosies te bid om U te probeer manipuleer nie. Wys my, Heilige Gees. Wys my. Gee my daai openbaring dat ek kan bid uit 'n hemelse perspektief uit en nie uit 'n emosionele wanbalans nie. Kom maak my storm stil vanoggend. Kom praat met die storm in my lewe en herstel weer my vrede. Is ons gebed vanoggend in die naam van Koning Jesus, ons Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker. En almal sê saam. Amen en amen.